to stick with this. We make our moves in mysterious ways. We'd rather burn out than stick to the shade. Not of this world, so we live on the run. We got our hearts set on what is to come. We are unstoppable. For the impossible. We are the kingdom come. That's what we are. We are unstoppable. For the impossible. We are the kingdom come. That's what we are. There's no disguising, the truth is rising. There's no disguising, the truth is rising. Goeienaand. Hallo. Ag baie welkom. Ek's dankbaar dat julle gekom het. Dankie dat julle julle tyd afstaan vir 'n uur hierso saam met my en die Here. Kom ons sluit net die oë en bid saam. Here, dankie dat ons hier saam kan kom en vergader in U naam, Here. Dankie dat ons hier kan leer van U, Here, dat ons U kan ervaar, U, dat ons tog iets hoor in ons harte en dit huis toe kan vat na die tyd, Here. Vra dit alles in U naam alleen. Amen. Groet julle in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en deur die lewende werking van die Heilige Gees. Kom ons sing 'n paar lofliedere saam. Loof die Here. Staande. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through.
God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship so light, I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises so loud, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals in nature's soul alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you so loud, so will I. If the stars were made to worship so loud, if the mountains bow in reverence so loud, if the oceans roar your brightness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes away, send it so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. The sound before our praise is still for shine. Then we'll sing again 100 billion God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. On the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die.
And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art, covered in light. If you gladly just surrendered, so will I can see your heart in a billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But one measure could amount to your desire. You're the one who never leaves the one behind. God decir din woorden. Laat ons bidden nader. Hier waar ons voor hom vergader. God decir din woorden. Heilig is die Here. Buig in stilte om ter ere. En wie omroep, wie omnoem. Hier in Hemel, Vader, kom nou almal nader. God is hier din woorden. Laat ons bidden nader. Hier waar ons voor hom vergader. God is hier din woorden. Heilig
Kom ons raak net gou vir 'n oomblik weer stil voor die Here. Kan jy oë toemaak? Dink aan jou week, dink wat in die oomblik in jou lewe aangaan. Ons raak dit rustig. Here, soos ons stil raak voor U, maak ons koppe stil, ons harte oop, laat ons tog U woord hoor wat gespreek word. Amen. So, ek hoop julle het my tema gesien. Ek het eintlik maar ver aan hom gedink en is iets wat ek al jare oor wonder. Beteken baie vir my, so natuurlik as Jesus nou reg voor my gestaan het. So die vraag is, hoe sou hy wees? Wat sou hy vir jou sê? Wat sou hy doen? Hoe sou jy hom ervaar? En sal hy jou veroordeel of oordeel oor hoe jy lewe, of sal hy na jou toe kom en wys hy's lief vir jou? Sal hy moet jy voor hom gaan staan en sal hy verwag dat jy 'n tipe servant of 'n slaaf is wat voor hom neerval en hom net prys, of sal hy met jou praat soos 'n gewone mens? So vra jouself net gou hierdie vraag, en dan waar ons moet begin natuurlik is waar die Bybel vir ons sê hoe Jesus was. En dan kan ons 'n duidelike prentjie daarvan maak. So ek hoop daarom julle het nog Bybels, of julle het kerk toe bring of nie. Soos my professor sê altyd, as jy nie jou Bybel by jou het nie, soos bel hom net gou, dan is hy daarom by jou. Okay, maar either way, ek lees vir julle. So luister dan maar net saam. Ons lees uit Lukas 24 vers 13 tot 17. Of verder, tot 32. Ek sal nou vir julle konteks na die tyd gee. So dit is die Emmausgangers, wat net na Jesus se kruisiging, het hulle op pad na Emmaus toe gegaan, en daar verskyn 'n man aan hulle, en dit is toe Jesus. So lees saam, of ek sal vir julle lees. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na die dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord hom. Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad vir God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het, om te dood veroordeel te word, en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue in ons kring ook nog ons ontstel. Hulle was vanmôre so vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry, soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christene nie hierdie ding ly om in sy heerlikheid te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waar hulle een op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar,
het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Dis tot waar ons lees. So, ek wil begin met waar Jesus, hou dop hoe Jesus se houding was, eintlik reg deur die Bybel. Dit was die hele tyd van waar hy mense intellektueel challenge, waar hy sê, maar dink hieraan, dink, waar is julle geloof nou juis? Konteks gewys ook natuurlik. Israel het op daai stadium met al die profete wat in die voorheen in die Ou Testament genoem is, verwag dat die Messias gaan kom en hulle van die onderdrukking sal verlos, wat natuurlik op daai stadium die Romeine was. Maar hier kom Jesus aarde toe en toe is hy net 'n gewone mens. Dit was nie 'n teleurstelling nie, dit was net ewe skielik van, ons het hierdie net glad nie verwag nie. En hier is hy 'n normale mens, hy kuier saam hulle, hy leef saam hulle en hy preek hierdie fantastiese filosofie van liefde. So dit is een voorbeeld van hoe Jesus voorgekom het. En wat belangrik is, hy het nie dadelik hierdie figuur as 'n figuur voorgekom van I'm holier than thou nie. Veral nie in hierdie stuk nie. Hy was 'n normale mens en hy het gepraat met hulle. Dis natuurlik een voorbeeld. Dan wil ek gaan na die sondaars en die tollenaars. Ek hoop julle ken die stuk daarom, dis Markus 2 vers 13 tot 17. Kom ons lees ook net eers weer saam, dan sal ek ook weer 'n bietjie konteks gee. So, Markus 2 vers 13 tot 17 gaan so. Jesus het weer na hy see toe gegaan, 'n hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Levi, seun van Alfeus, daar sit en hy sê vir hom, volg my. Levi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Levi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes onder die fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê, waarom eet hy saam met die tollenaars en die sondaars? Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar die sondaars. So die tollenaars word dadelik in dieselfde lyn gesit as sondaars. Dit is hoekom daar staan tollenaars en sondaars. So, dit is eintlik maar in die woord, julle ken 'n gewone tolhek. Om op 'n pad te loop, het die tollenaar nou juist daar gestaan en gesê, om op die pad te loop, moet jy tolgeld betaal. En dit was nie van, dit was meer van, is R50. Dus, maar ek het nie R50 nie. Soos, hoeveel het jy dan? Nee, dit was nie so nie. Dit was, betaal dit of gaan terug. En dit is nie in die regte rigting nie. Dit is natuurlik hoe dit moet downgaan. So dadelik is die tollenaars en die sondaars in dieselfde lyn gesit. Maar tog gaan Jesus en sit by hulle en kuier met hulle. Baie gesê, Jesus het natuurlik deur sy hele lewe, was hy nog altyd Jesus. Hy het nie sy leefstyl wat ook al verander nie sy karakter nie, maar hy het dieselfde gebly. Ek wonder altyd self, soos as ek nou aan daai tafel was, of as Jesus nou ewe skielik hier voor my was, en hy sit saam met my by 'n restaurant, ek dink verseker hy sou 'n glasie wyn saam met my drink. Of hy kon 2 glase water by die kelner order, en dan as die kelner weg is, ewe skielik is dit wyn. Ja, het sal 'n cool oomblik wees in my verhouding met Jesus as hy geleef het. Maar dit, ons sal nooit weet nie. Maar dit is hoe hy homself voor die sondaars en die tollenaars gewys het. So dit is een voorbeeld van hoe Jesus ook was op aarde. En dan wil ek 'n laaste vers met julle ook behandel, van net vir julle lees, en dit is eintlik maar waar die Onse Vader is, Matteus 6 vers 1, waar ons begin. So, weer eens, lees maar met jou saam, ek dink die skrif praat vir homself ook so. Begin met, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom, om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader in die hemel nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpas sy nie. Doen dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat hulle mense met lof na hulle kan kyk. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly.
Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene en stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Ek dink 'n belangrike stuk wat ons hieruit kan leer is natuurlik jou verhouding met God is uniek en persoonlik. Dit gaan nie oor hoe jy dit adverteer of blootstel. Ek dink wat die straathoeke in daai tyd beteken, kan ons reguit terugvat na waar ons vandag is en op Facebook of Instagram mooi versies neersit en dit eintlik maar daar buite sit. Ek sê nie is verkeerd nie, dis net ek dink jy sit die punt mis, want as jy dit eers te doen, is dit nie meer advertering as wat jy probeer goed doen vir die koninkryk nie. Verder kan ek ook nou maar net wys, want is dit nie meer waardevol om te sê hoekom jy glo, in plaas van wys hoe dankbaar jy is en dit te probeer adverteer nie. Ek het vir julle 'n video, wat julle ook net gedeeltelik vir my moet kyk. En dit is 3 minute lank. Dit is 'n toonbeeld van hoe party Christene is. En ek dink dis in groot geval nie hoe jy moet wees nie. Sê Eduard kan wys. Evangelism is not for the weak, all right? I should know. I wrote a whole book about it, self-published. Most Christians, they are just good for bake sales and potluck dinners. But I'm telling you this right now, it takes a lot of moxie to grab a non-believer by the shirt collar and throw him in the front doors of a church and say, hey, try living out your heathen life in front of a holy God that way. It is like holy water on a vampire. That's divine intervention, my friend. Repent, for the kingdom of the Lord is nigh. Come to our Lord and Savior Jesus Christ. Well, sir, it sounds like you're really passionate about Jesus. I am. And you should also be Okay. passionate about the Lord. Sir, if there's... You need to get sanctified or chicken fried. Can we... You need to get with the Lord or drive a Ford. Sir, we... Get right or get left. I share my faith. Okay, that's a lie. People don't even know I'm a Christian. I want to. Again, another lie. I hardly shower, much less have the will to do anything else. Okay, now if there was pizza and ice cream every time there was faith sharing, I'd do it. That's a lie. I'm lactose intolerant. Again, another lie. I'm just too cheap to buy dairy. Bottom line, sharing my faith makes me sweaty. Tip number 95, use big church words like transubstantiation. Heathens get confused easily, and the more confused they are, the more ashamed they are. The more ashamed they are, the more apt they are to make a decision for Jesus Christ. I believe it's a responsibility, no. The privilege, no. The glorious privilege of every believer to share their faith with others. That's why I share my faith with everyone I come in contact with. Everyone, really? Yeah, everyone. How do you do that? Check out my shirt. Can't read it? Try this glove. Not working for you? How about this bracelet? No comprendo? Vistazo a estos. Driving behind me? Read my bumper sticker. Says, it's okay if you follow close. I'm going to heaven. Oh, you're my waiter or waitress? I got a tip for you. Surprise! It's the gospel. I mean, what do you want, money or eternity? I also use these tracks. So, what about talking to people about your faith? I don't really like people, but I love Jesus. Scripture mint? Ek sien nie dat julle dit baie snaaks gevind het nie.
Ek het in die begin. Okay, steel nie dieselfde iemand nie. Maar ek wil klem lê op die laaste een. So hy's bereid om alles te wys met alles wat hy dra, alles wat hy sê, maar hy kan nie met mense praat en vir hulle sê hoekom hy glo nie. Ja, ek dink dis juist wat mense nie moet doen nie. Ek gaan nou vir jou 'n oomblik net wegstap van my notas. Ek vra nogals nou die dag vir iemand, so, okay, as jy met 'n ateïs sou praat, nê? Wat sou hy verwag van jou? Sal hy verwag dat jy net verbaas wees en asof jy net die hele tyd met die Here moet praat of so? Ek dink hy sal vra dat jy met hom praat oor wat jy glo. Iemand het ek het 'n storie gehoor van 'n dominee wat gepreek het en gesê het, doen die regte ding en wees dankbaar vir die goed wat jy dan kry. Ek dink juist wat mens moet doen is dankbaar wees en dan kan verduidelik hoekom. Kan sê hoekom jy glo. Want, okay, hoe maak ek dit makliker? So, een van die beste maniere om heilig te wees, beteken jy kan alles reg doen, jy kan byvoorbeeld nie rook nie, jy kan nie drink nie, jy kan nie vloek nie, maar sodra jy hierdie vibe afgee van vernedering, of net mense laat sleg voel, dan voel ek jy sit die punt mis. Dis dan juist wat Jesus kom preek het. Hy het met mense gepraat, hy het hulle goed laat voel, en net blote mens te wees. So moenie dink jy's beter as ander nie, moenie dink jy doen die regte ding en goed op goeie plekke en uithang met die goeie mense nie. Dit is natuurlik goeie goed om te doen, dit is goeie lewenstyl, maar ons doen dit, as jy dit doen uit hoogmoedigheid uit, dan word dit skynheiligheid. Dan is dit nie meer die punt wat die gospel vir ons preach nie. Ek hoop julle verstaan wat ek sê. Ek wil baie ander goed ook sê, maar ek wil dit nou ook nie te filosofies vir julle maak. Byvoorbeeld, soos is soet kinders soet omdat hulle Christene is, of is soet kinders net Christene? Vra jouself dit, dink jy gou daaraan, in 'n sin van, wil jy soet wees en 'n rede wees hoekom jy soet is? Ek gebruik nou die woord soet, maar as jy 'n Christen omdat jy so sê, en omdat jy dit kan verduidelik en sê, of is jy maar net hier omdat jy uit nature soet is? Dit is baie sleg verduidelik, ek sê maar daaroor. Ek dink, ons kan vir eers afsluit daarmee. Ek dink, as jy iets huis toe vat, maak dit asseblief jou eie. Ek hoop julle het daarom iets geleer by my. So, kom ons sluit af, ek sal vir ons bid, en dan kan ons eindig met 'n slotlied. Here, dankie dat ons tog hier kan sit, dat ons voorreg het om kerk toe te kan gaan. Dankie vir die tyd wat ons kon afstaan. Wees met ons asseblief deur die week. Laat dit goed gaan in die opsigte waaroor ons probleme, dat ons die oplossings kan kry met u hulp. Vergewe ook asseblief alle sondes. En dankie dat ons kan weet u is lief vir ons. Ons vra dit alles in u naam alleen. Amen. Let me be filled with kindness and compassion for the one for whom you love and gave your son for humanity. Increase my love. Help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they would see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. Oh, how you love us. From the homeless
love. Let all my life tell of who you are, and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father. Let all my life tell of who you are, and the wonder of your never-ending love. Let all my life tell of who you are. You're wonderful and such a good Father. You are wonderful and such a good Father. So help me to love with open arms like you do. A love that erases all the lines and sees the truth. Oh, that when they look in my eyes, they won't see you. Even in just a smile, they would feel the Father's love. So ek gaan julle groet en dan kan ons nou ons klein klassies toe gaan. Maar verder, baie sterk met jou week. Mag die genade en die liefde van God die Vader, die Seun Jesus Christus met jou wees deur jou week, vir nou en vir altyd. Amen. They say you're the king of everything, the one who taught the wind to sing, the source of the rhythm my heart keeps beating. And they say